Hallo julle, ek ek sit vanoggend en dink oor 'n ding wat ek nou al vir 'n rukkie lank oor net 'n video wil maak. Dit gaan oor hoe uniek elkeen van ons is. En dis op grond van iets wat ek nou die dag nog geluister is, and the uniqueness of God in all of us. Met ons word nie op 'n produksielyn gemaak nie. Die gees en die siel en die mens word nie deur God aan mekaar gesit op 'n produksielyn. Ons is so uniek, elkeen van ons is so uniek soos ons vingerafdruk. En as jy daaraan dink, nê, hoeveel honderde duisende miljoene mense het al geleef. En hoeveel mense leef op die oomblik op hierdie planeet nie. En nie een van ons het dieselfde vingerafdruk nie. Nie een van ons is dieselfde nie. Jy weet, daar's baie elemente soos jy weet watter land jy in bly en wat jou kultuur is en al hierdie goed wat ons verenig en baie dieselfde maak. Ons kan religion, weet, ons kan Christene wees en ons kan elkeen 'n verhouding met die Here hê en dit gee vir ons commonality, maar dit maak ons nie dieselfde nie. En elkeen van ons, selfs binne in daai gemeenskaplike bestaan, is uniek. En dit is uit jou uniqueness wat jy spesiaal is en dat jy die geleentheid het om iets vir ander te beteken. En maak nie saak hoe taaf jou stryd is op die oomblik of hoe taaf jou stryd is wat jy deurgekom het nie. Die stryd wat jy stry jy sodat jy tot betekenis in jou uniekheid kan wees vir iemand anders, want al is ons totaal en al uniek, elkeen van ons ervaar ons baie keer soortgelyke challenges. Ons hanteer dit dalk nie almal dieselfde nie. En ons experience in terme daarvan is dalk nie by almal presies dieselfde nie. Maar there are commonalities, nee, daar is sekere goed wat ons elkeen ervaar en wat ons kan gebruik om mekaar te ondersteun en met mekaar daaroor te gesels en in bediening mekaar te kan bedien uit die omstandighede wat jy either is of wat jy oorwin het. Ek luister na 'n klomp video's met elke dag en 'n ou besef, en ek sien dit onder enkel vrouens, miskien meer omdat vrouens meer uitgesproke emosioneel is as mans. Jy weet, baie mans sal nie op 'n TikTok op 'n platform klim en openlik praat oor emosie nie, waar vrouens meer inclined is om so iets te doen. En sodoende kry 'n ou 'n glimpse in oor hoeveel seer is daar. Hoeveel hartseer is daar, hoeveel pyn en verwyd is daar. En jy weet, ek het altyd gedink dit is in 'n spesifieke ouderdomsgroep miskien meer prevalent, weet, ouer vrouens en daar is genade, daar is so baie. Maar ek kom dit agter in jonger vrouens se lewens ook. Soveel verhoudingspyn weens verneek, weens egbreek, weens ontrouheid na beide kante toe. Daar's hierdie ding onder mense wat seer het en girls, moenie my verkeerd verstaan nie.
veral onder vrouens sal die sentiment altyd wees, weet jy kan 'n man nie vertrou nie. En 'n man dit en 'n man dat. Maar met wie dink jy, dink 'n bietjie daaroor, met wie dink jy verneek 'n man dan nou sy vrou? En ek praat nou nie van ouens wat vir die ander kant gaan bid het nie. I'm not there. Maar met wie verneek mans dan nou hulle vrouens? Hulle verneek hulle met ander vrouens. So ons is almal ewe skuldig, julle mans en vrouens. En onthou net, daar is iemand daar buite wat jou pyn ken, met wie jy kan gesels, wat saam met jou kan bid en wat vir jou kan verlossing bring. Lekker dag vir julle.